Jakobus 3 en ons lees daar vanaf vers 13 tot 18. Jakobus 3 vers 13 tot 18. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bitter afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Goed, so ons wil maar net dan nou na hierdie stukkie kyk in die lig van wat die woord vir ons hier probeer sê is dat alle wysheid wat as ons wysheid wil bekom, moet ons weet dat wysheid van bo af kom. Geen wysheid is uit die mens uit nie. Die mens in sy natuurlike toestand, in die onwedergebaarde toestand, het die mens nie die vermoë om wysheid te bekom nie. En wysheid is nie uit homself nie, en al wat nodig is om wysheid te hê, is wanneer ons heel eerste gewederbaar is deur die Heilige Gees, en tweedens wanneer ons dan, soos wat ons dit van die begin van die boek Jakobus af, werk ons met hierdie skrif vanuit as julle dan wysheid kort kom, en ons kry dit in Jakobus 1 vers 5, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, of met ander woorde, die Engelse vertaling sal daarvan, let him ask God, vra vir God wysheid. En dan sê hy, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word, en dan is daar net een voorwaarde aan gekoppel, en die voorwaarde is, wanneer jy dan vir God wysheid vra, dan moet jy dit doen, en jy moet vra aan die hand van geloof. En dan is die volgende punt, so hoe bekom jy geloof, en dan weet ons wat Romeine hoofstuk 10, en ons herhaal nou hierdie goeders na mekaar toe, maar is nodig dat jy die hele beginsel reg verstaan van wysheid wat van bo af is, kom op een manier en een manier alleen. Hy sê, jy moet wysheid bid, 1 en 2, dan moet ons weet, die wysheid kom van God af, en dan derdens dan sê hy, maar dit moet aan geloof gekoppel word, en dan kom ons kyk gou wat is geloof. Romeine 10:17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So hoe bekom ek wysheid? Deur die gehoor, wat met ander woorde, ek moet die woord van God hoor. Hoe hoor ek dit? Deur my gees. Dit gaan nie oor hoor net met my oor. Jy kan, as jy nog nie die Heilige Gees wedergeboorte ontvang het nie, gaan jy die woord van God hoor met jou ore, maar nie met jou gees nie. En ons kan alleenlik, wanneer ons die woord van God met ons gees hoor, dan kry ons geloof, want die geloof waarvan die woord praat, is deur die gehoor van die Heilige Gees, wat dan vir ons, aan ons die woord bekend maak. Goed, so nou sê hy, het ons dan nou gesien in Jakobus 1, dat wanneer jy dan vir God wysheid vra, dan vra jy dit aan die hand van geloof, en daai geloof kom deur die hoor van die woord. So wanneer jy iets vra vir God, en jy wil wysheid bekom, dan moet jy vra volgens sy woord, en dan kry ons in 1 Johannes hoofstuk 5, dan kry ons 'n bevestiging daarvoor, en ek wil dit net gou vir jou lees. 1 Johannes 5 sê, vanaf vers 13,
Ek lees dan net vers 13 en 14. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. Wat is die naam van die Seun van God? Ons het dit al 'n paar keer gesê. Dit is met ander woorde die woord van God. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die woord van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die woord van God, van die Seun van God, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Met ander woorde, as jy wysheid kort kom, dan sê hy, vra vir wysheid deur die werking van die Heilige Gees, volgens wat? Volgens sy wil. Wat is sy wil? Alles wat in sy woord staan, is sy wil. Goed, nou is ons terug by die wysheid wat van bo kom. En dan is die eerste vraag in vers 13. Ons is nou Jakobus 3 vers 13. Wie is wys en verstandig onder julle? Dis die vraag wat hy vra. Wie is wys en verstandig? Wat is daai wys en verstandig? Wat beteken wysheid en verstandigheid? Die Engelse vertaling sou verstandig vertolk as to be endued with knowledge from above. Om met ander woorde bevrug te wees met die kennis van bo. Dis wat dit beteken. To be endued by the knowledge from above. Dit is wat dit beteken om verstandig te wees. Maar en daai wysheid en verstandigheid kom net van bo af. Dit moet ons baie goed verstaan. Goed, dan sê hy, laat hom, wie is dit nou? Die een wat wys en verstandig is. Laat hom uit sy goeie lewenswande sy werke in sagmoedige wysheid toon. Nou is dit baie belangrik dat ons sal verstaan wat is daai lewenswandel waarna hy verwys. Want dit kan baie maklik vertolk word deurdat jy sê, ek is so 'n mooi Christen. Ek wandel so, ek het so 'n mooi Christen geword en 'n goeie Christen en ek vloek nie en al die goeters wat 'n mens baie maklik daaraan kan koppel en ek het 'n mooi gesindheid en ek is altyd vriendelik met almal om my en ek is nice en ek is net Mr. Nice Guy. Dis nie wat 'n goeie lewenswandel betref nie. So waaroor gaan die goeie lewenswandel? En dan sien ons dat daar spesifieke skrifgedeeltes is wat na lewenswandel verwys en dan sien ons na Galasiërs 1 vers 13, maar wat beteken 'n goeie lewenswandel? Die Engelse vertaling praat van conversation. Hy praat van 'n good conversation. Goed, en dan moet ons gaan kyk, so wat beteken 'n good conversation? En dan het dit nou niks te doen met so die lewenswandel word nou hier geïnterpreteer in die Engelse vertaling Jakobus 4 vers Jakobus 3 en ek kyk dit net gou op 3 vers 13. Ek wil dit net gou in die Engels lees. Hy sê, who is wise and endued with knowledge among you, let him show out of his good conversation his works with meekness of wisdom. Out of his good conversation. Nou, conversation en lewenswandel, ek weet nie of dit noodwendig die korrekte direkte vertaling sou wees nie, maar conversation gaan oor wat converse jy, wat kommunikeer ons met dit wat ons in wysheid van bo af bekom het. Wat is ons kommunikasie van dit wat ons by die Here gekry het? Dis eintlik waaroor dit gaan. En dan wil ek gou aanhaal Efesiërs 4 vers 20 tot en met vers 25. Efesiërs 4 vers 20 tot 25, ek wil hê jy moet soontoe blaai en saam met my, so as jy die bandjie eers moet stop hom dan eers en dan lees ons dan net gou Efesiërs 4 vers 20 tot 25 saam. Hy sê daar vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is oor die waarheid
of soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. So nou duidelik sê hy hierso, die oue lewenswandel was vanuit die vlees gewees. So jou selfs vanuit die verstaan van wie God is en die verstaan van die dinge van wat ons gedink het, hoe God verteenwoordig word, was gewees vanuit die ou lewenswandel. Gaan dink maar aan die tyd toe jy nog in die kerk gesit het en jy het allerhande goeters gehoor en jy het maar net herhaal wat jy gehoor het maar dit was alles gebore uit menslike opinie. Nou sê hy, nou daai menslike opinie of die ou mens moet afgelê word, want die ou mens is gekoppel aan begeerlikhede. En daai begeerlikhede verlei 'n mens en dit maak dat mense te gronde gaan. Wat is te gronde gaan? Jy's dood. Jy word nie lewend gemaak deur die waarheid van die woord nie. Hy sê maar, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. So met ander woorde, ons moet daai ou mens wat vanuit die vlees uit God probeer verduidelik het, in conversation, moet ons vervang met wysheid van bo, en ons moet ons gemoed vernuwe. En hoe doen ons dit? Hy sê vers 24, as ons nog steeds in Efesiërs 4 vers 24 sê, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Dis die beginsel. Die beginsel is, die ware geregtigheid is Christus. En Christus se woord, want hy is die woord van God, wil ons vernuwe tot geregtigheid en heiligheid. En dan sê hy, en daarom sê hy, lê dan nou die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Nou sê hy, nou verander dit alles. Dit verander alles en ek gaan dan nou terug na Jakobus 3 toe. Hy sê, maar as julle, vers 14, Jakobus 3 vers 14 sê, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. So die afguns van die mens sien ons nou in Efesiërs hoofstuk 4 is wie ons is, in ons natuurlike mens. Maar hy sê, jy kan nie nou meer aanspraak maak op wie jy was nie. En jy moet nie God verteenwoordig vanuit wie jy was nie. Jy moet God verteenwoordig vanuit die wysheid wat van bo af kom. En dit verander die hele prentjie. Dit verander ons hele evangelie. Goed, so hy sê maar, in julle lewenswandel moet julle dan nou in sagmoedige, en dis nog steeds vers 13, moet julle in sagmoedige wysheid moet julle toon. Wat is sagmoedige wysheid? En dit, weer eens, dis die hele Jakobus boek wat vir ons aangebied word. En wat het Jakobus mee begin? En ons kry dit in Jakobus 1 vers 21. Wat sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Lees gou saam met my. Hy sê, vers 21, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid wat die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Wat is die ingeplante woord? Dit is die woord van God wat ons in ons harte plant wanneer ons die woord van God ontvang. Dan plant ons die woord in ons harte. En wanneer ons die woord in ons harte plant, dan ontvang ons dan met sagmoedigheid, en dis wat hy hier in Jakobus probeer sê, dat hy sê,
vers 13 sê, werke in sagmoedigheid wysheid toon. Sagmoedigheid. Ontvang met sagmoedigheid God se woord, sodat jy wysheid kan ontvang. Want wysheid is juis met die sagmoedigheid wat ons ontvang. Vers 14. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, en dis ons probleem, ons het bittere afguns in die natuurlike mens. Is daar bittere afguns, want dit is wie ons is. Ons as mens is van nature afgunstig en ons is selfsugtig en dit is in ons hart. Dit is waarmee ons gebore is. En dan sê hy, en moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Wat beteken dit om nie te roem nie? Met ander woorde, moenie vanuit jou vleeslikheid bepaal wat jy glo die waarheid is, want dit beteken jy's hoogmoedig en jy roem in jou eie kennis in steede van om jouself sagmoedig te stel. Jy moet jouself sagmoedig stel. Deur te sê, ek wil buig. Ek wil myself ondergeskik stel aan die waarheid van God se woord. En ek wil nie in hoogmoed roem en sê ek het die waarheid nie. Jy moet dit van bo kry. En dan sê hy in vers 15, dit is die wysheid wat van bo. Dit is nie die wysheid wat van bo kom. As jy in afguns en selfsug jou eie waarheid probeer oprig nie. Dis nie die wysheid wat van bo kom nie. Maar hy sê dit is aards. Wat beteken aards? Dis nie uit die hemel uit nie. Hy sê natuurlik, wat beteken natuurlik? Dis vlees en nie gees nie. Duivels, wat beteken duivels? Dit is die boosheid wat in die mens is, want ons het by die sondeval, het die boosheid na ons toe gekom. En ons het nie die waarheid in ons, tensy ons dit van bo bid nie. En dan sê hy, want waar afguns en selfsug is, afguns en selfsug is in die aard van die mens. Dis in ons wese. Ons het dit ontvang by geboorte. Was jy in geboorte is, het jy ontvang afguns en selfsug. En dan sê hy, want daar, vers 16, wanneer ons met afguns en selfsug werk, dan is daar wanorde en allerhande gemeene dade. Wanorde en allerhande gemeene dade. Daai gemeene dade is evil work. The evil work that is in us, in die natuurlike mens. En dan vers 17 sê hy, en dan kom hy terug, en dis die lieflikheid van die woord, en dan kom hy weer terug, maar die wysheid van bo is ten eerste rein. So wat is die wysheid? Dis rein. Dis onbesmet. Die woord van God is rein en onbesmet. En dan saam met dit, dan sê hy ook, behalwe die feit dat die woord rein is, dan sê hy, die wysheid van bo is vredelievend. Met ander woorde, die vredelievendheid lê in die gesindheid dat God wil vrede hê met ons en dat ons lief is vir vrede. Met ander woorde, vrede kom alleenlik na ons toe wanneer ons in Christus bly en in sy woord bly, dan het ons vrede met God. So as ons vredelievend wil wees, dan moet ons beweeg vanuit 'n liefde vir die woord. En die liefde van die woord werk in ons iets wat vredelievend is, nie iets wat afgunstig is of wat selfsugtig is nie, want selfsug gaan oor 'n eie wil en 'n eie begeerte wat ons wil vervul. Dan nog 'n ding in vers 17 wat sê, wat is vriendelik? Wat beteken dit om die wysheid van bo is vriendelik? Met ander woorde, dit is vriendskap met Christus. My vriendelikheid gaan oor, ek het 'n vriendskap met Christus, en wanneer ek 'n vriendskap het met Christus, dan tree ek op in vriendskap met almal om my, om hulle te help om ook vriende van Christus te word. En nou is daar geen selfsug en geen afguns by betrokke nie, want nou gaan dit nie meer oor my nie. Ek dink die lieflikste ding in die liggaam van Christus is om mekaar te help om Christus te ontdek.
Dis die lieflikste ding. Dis nie om my te ontdek, of om my wil te gaan soek, of om my te kry om almal moet na my luister, en dit gaan net oor my, ek nie. En dan sê hy, geseglik. So waaroor gaan geseglik? Dit gaan om easy to be entreated, of entreated. Met ander woorde, easy to be persuaded. Easy to be persuaded by truth. Ons moet ontvanklik wees vir die waarheid van God se woord. Want die wysheid van bo moet ons moet maklik oortuigbaar wees deur die woord van God. Want andersins los dit by ons 'n ding van eie geregtigheid, dit los by ons 'n plek van selfsug en afguns. En dit bring wanorde, sê die woord in vers 15. Maar daai geseglikheid is, you have to be easy to be persuaded by the truth. En dan sê hy ook, jy moet agreeable wees tot die waarheid. Want jy sien, wat doen selfsug? Jy gaan nie saamstem met die waarheid nie. Selfsug en afguns sê ek kies my eie waarheid. So you need to be easy to be persuaded by truth. En dan die volgende punt wat hy sê is vol barmhartigheid. Full of mercy. Vol barmhartigheid. En dan gaan dit oor, you must have a concern for the suffering and misfortunes of others. Jy moet 'n barmhartigheid hê teenoor ander mense wat nie die waarheid het nie, wat nie die wysheid het wat van bo af kom nie. Want as jy dit nie gaan doen nie, dan is jy A, nie lief vir Christus nie, en B, jy's nie lief vir jou medemens nie. En daai medemens is die wat ook by Christus moet uitkom. Dis waaroor barmhartigheid gaan. En dan kan jy mos maar daai hele skrifgedeelte gaan vat van waar Christus gepraat het van die barmhartige Samaritaan. En as jy die barmhartige Samaritaan reg verstaan, dan verstaan jy die hele beginsel van, jy moet iemand wat geslaan is in die kerk, moet jy vat, en jy moet hom ophelp, jy moet hom help om by genesing uit te kom, jy moet sy wonde genees, jy moet olie, jy moet hom bedien met die Heilige Gees, jy moet hom bedien met waarheid, en jy moet hom vat en jy moet vir hom herberg gee, jy moet hom intrek binne in die liggaam in, en jy moet hom bedien vanuit die liefde van Christus. Dit is wat beteken vol barmhartigheid en goeie vrugte. Wat is die goeie vrugte? Dis die vrug van die Gees. En wat is die vrug van die Gees? Dis waarheid. Die waarheid van die woord is die vrug van die Gees. Vol goeie vrugte beteken Johannes 15. As julle in my bly soos ek en julle sal julle veel vrug dra. Julle moet in bly, sê die Here, bly in my woord, want die woord bring vrug in mense lewe. Goed. En dan sê hy onpartydig, en dis 'n geweldige belangrike woord in die konteks van waar ons mee besig is. Onpartydig beteken ek werk nie partyskap nie. Ek begin nie my eie Christelike bewegingkie nie. Ek is nie, ons is nie en mense het allerhande naampies wat hulle kerke gee, want daarmee skep hulle party. Ek meen, gaan kyk net in die politieke partye, hoeveel verskillende partye kry jy. Hoekom? Want dit is maar net die aard van die mens. Ek doen dit soos wat ek besluit. En dan kom daar partyskap. En dan het ons Christelike partye. Die NG Kerk, die AGS, die PPK, die APK, die volle evangelie, en you name it. En dan wil ek nie eers praat van die vernuwingsbeweging met hulle name wat hulle self noem nie. En daar's allerhande die gemeente van daai en daai gemeente van daai en daai ene van daai en elkeen, en dis alles partyskap. Die liggaam van Christus verbind hom tot die gemeente van God. En dan gee hy hom nie 'n naam wat partyskap skep nie. Goed, die volgende woord is
en ongeveins. Ongeveins, wat is geveinsdheid? Geveinsdheid gaan oor hypocrisy. Dis skynheilig. Om skynheilig te wees is ongeveins. Met ander woorde, wat beteken dit? It's to hide your true thoughts and beliefs from others to benefit yourself. So jy glo 'n klomp goeters en dan as jy nou gee jy nou voor wat jy nie is nie. Dis maar die hart van 'n fariseer. Hy gee voor wat hy nie is nie. Hy verteenwoordig kamptig vir God, maar intussentyd verteenwoordig hy homself en hy trek voordeel uit mense uit vir homself. Hy vertel vir mense van God en jy moet God lief hê en jy moet God en Jesus dit en Jesus dat, maar op die einde van die dag het hy nie 'n saak met Jesus nie, hy het net 'n saak met homself. Dit is wat dit beteken om ongeveins te wees. Moenie geveins wees nie. En dan sê hy, vers 18, Jakobus 3 vers 18 sê, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Die vrug van geregtigheid word gesaai. Wat is die vrug van geregtigheid? Die vrug van geregtigheid is die saad van die woord wat jy in jou eie hart gesaai het, wat 'n vrug voortbring. En daai vrug is die vrug wat uit Christus is. Dis die wysheid wat van bo af kom. Dis die saad van die woord wat jy in jou hart gesaai het en jy wag op die Heilige Gees om die woord aan jou te openbaar. En wanneer jy die openbaring het, het jy die saad van geregtigheid wat jy nou weer in ander mense se lewe insaai. En hy sê, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Hoe bring ek vrede vir ander mense? Ek saai in hulle lewe die saad van geregtigheid. Want dit is die vrug wat ek ontvang het van die woord wat in my hart geplant was, wat 'n saad bring. En daai saad bring geregtigheid is 'n vrug van geregtigheid. Wat vrede bring vir mense, sodat hulle in vrede met God kan wandel. Dit is die vrug van geregtigheid. En dit is wanneer ons vir mense kan help om te kom by die plek waar hulle kom tot kennis wat van bo af is, wysheid wat van bo af is, en nie van mense af nie. Want in die mens se aard is daar 'n afguns. Die mens is van nature afgunstig op ander. En daarom kom daar 'n wanorde en allerhande gemeene dade, soos wat ons dit in vers 16 kry. En ons wil nie gemeen wees nie. Ons wil in liefde, wil ons mense help. Ons wil hulle help om by die waarheid van die woord uit te kom, sodat hulle vrede met God kan hê. Amen.